Goeiedag julle, welkom by vandag se aanlyn diens. Nou, ek wonder wie van julle het hierdie as kinders gedoen. He loves me. He loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. En ek wonder hoe ernstig jy dit opgeneem het as 'n kind. Hoe jy jou maat in die lewe wou vind deur 'n blom te pluk. Nou ek hoop ons het groot geword en dat jy nie vandag jou huweliksmaat soek na aanleiding van 'n blom nie. Ons baseer gelukkig nie ons verhoudings meer op blomblare nie. Of doen ons? Ek wonder of baie van ons nie presies nog dieselfde doen nie. Nie met blomblare nie, ons doen dit nou met ons omstandighede. Ek het 'n nuwe werk gekry, die Here moet lief wees vir my. Ek het gebid vir 'n genesing, die Here is lief vir my, ek het dit gekry. Ek het die Here gevra dat hy 'n nuwe werk vir my kind gee, hy het dit gedoen, hy moet lief wees vir my. En hoeveel keer doen ons nie dalk, ek het kanker, hy is nie meer lief vir my nie. Ek bid, maar hy is doodstil. Hy is nie meer lief vir my nie. Ek het alweer in dieselfde sonde geval. Dalk is hy moeg vir my. He doesn't love me. Ons het nie opgehou blomblare pluk nie. Ons pluk nou omstandighede. En sonder dat ons dit besef, begin ons omstandighede gebruik om die Vader se hart te probeer lees. Kom ek vra jou sommer vandag 2 eenvoudige vrae. Die eerste een is regtig maklik. Glo jy God het mense lief? Ek dink elke hand sal opgaan. Natuurlik glo ons dit. Ons glo God is liefde, want Johannes 3 vers 16 sê dit dan vir ons. Ons glo Jesus het vir die wêreld gekom. Maar hier is die tweede vraag. Glo jy dat die Vader jou lief het? Dit is 'n bietjie 'n moeiliker vraag, want nou dink ons nie meer aan die wêreld nie. Dis nie meer universeel nie. Ek dink ewe skielik begin ek en jy dink aan die sonde waarmee ons sukkel, of die gewoonte waarvan niemand weet nie, aan die woorde wat ons wens ons nooit gesê het nie, die skuld wat ons jarelang saam met ons dra, teleurstellings, mislukkings, en sonder dat ons dit eers besef, begin daar 'n vraag in ons harte leef. Ek wonder hoe voel God regtig oor my? Is hy dalk nie teleurgesteld met my nie? Is hy nog geduldig met my? Het hy my regtig lief? En ek dink baie Christene leef jare met hierdie vraag. Ons lees ons Bybels, nê, ons bid, ons dien in die kerk, ons is daar. Ons glo die goeie nuus oor Jesus, maar diep binne in ons leef daar 'n onsekerheid. Ons wonder regtig, hoe voel die Vader vandag oor my? En daarom gebeur iets wanneer dit goed gaan. Dit is dan baie maklik om te sê God is goed. Maar wanneer die lewe swaar begin raak, wanneer gebede nie beantwoord word nie, wanneer die diagnose kom, wanneer jou besigheid swaar kry, wanneer jou kind afdwaal, wanneer jou huwelik struikel en dis moeilik, dan begin ons nie net omstandighede bevraagteken nie, ons begin die Vader se liefde bevraagteken. Dink weer aan hierdie blom. En dit bring my by die vraag wat ek graag wil hê ons vandag moet beantwoord. Waar kyk jy wanneer jy begin wonder hoe die Vader oor jou voel? Want ek dink die antwoord op daardie vraag bepaal baie meer van ons geestelike lewe as wat ons besef. Dit bepaal hoe ons bid, dit bepaal ons vrymoedigheid om na God toe te gaan. Dit bepaal hoe ons onsself sien, dit bepaal hoe ons ander mense behandel. En daarom wil ek vandag net een eenvoudige gedagte in jou hart los. Waar jy kyk, bepaal hoe jy die Vader beleef. So die vraag is, waar kyk jy? Die vraag is net eenvoudig, waar kyk jy? Want as my omstandighede die enigste plek is waar ek God se liefde probeer meet, gaan ek nooit seker wees nie. Maar wat as God vir ons 'n ander plek gegee het om te kyk? Ek weet nie of julle al daardie kort video's op sosiale media gesien het nie. Hulle noem dit gewoonlik daai don't judge too quickly. Jy kyk die eerste paar sekondes en jy dink jy weet presies wat gaan gebeur en wat aan die gang is. Jy dink jy weet wie is reg en wie is die persoon wat verkeerd is. Jy dink jy ken die hele storie en dan verander die kamerahoek of hulle wys vir jou die res van die video en skielik besef jy, ek was heeltemal verkeerd. Ek dink hierdie video's is so gewild want dit herinner ons aan iets wat ons maklik vergeet.
Wat ek sien, is nie altyd die hele waarheid nie. Ek het baie van 'n sin wat ek by 'n ou met die naam Wayne Jacobson een keer gehoor het. Hy het gesê, "A perception is not necessarily reality." Net omdat ek iets op 'n sekere manier beleef en ervaar, beteken nie dit is die waarheid nie. En ek wonder of dit nie presies is wat ons soms met God doen nie. Ons kyk na een hoofstuk van ons lewe. Ons dink ons ken dan die hele storie. Ons kyk na 'n moeilike seisoen en dan maak ons afleidings oor wie die Vader is. Ons kyk na ons mislukkings en dan besluit ons hoe hy oor ons voel. Ons kyk na ons omstandighede en dan probeer ons sy hart daaruit lees. Maar wat as ons na die verkeerde plek kyk? Hierdie blom gaan elke keer vir my 'n ander antwoord gee. Vandag sê my omstandighede, hy het my lief. Môre, dalk nie. Volgende week, ek weet nie eens meer nie. As ek my lewe gebruik om God se liefde te meet, gaan ek nooit seker wees nie. En dis presies hier waar die evangelie so ongelooflik mooi word. God los ons nie om self te probeer uitwerk hoe hy oor ons voel nie. Hy gee vir ons 'n ander plek om na te kyk. Hy gee vir ons die kruis. Hy sê, kyk hier, die kruis. Luister hoe skryf Paulus in Romeine 5 hierdie woorde. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Ek hou van daai woord, bewys. Paulus sê nie God het beloof. Hy sê nie God het verduidelik wat sy liefde is nie. Hy sê God bewys sy liefde. En hierdie is dalk die belangrikste sin van vandag. Die kruis is nie die rede waarom die Vader jou liefhet nie. Die kruis is die grootste bewys van sy liefde vir jou. Dit is so belangrik, want baie van ons het groot geword met die idee dat Jesus die Vader moes oortuig om ons lief te hê. Maar dit is nie die evangelie nie. Luister weer mooi hoe Johannes 3 vers 16 begin. Dit sê, want so lief het God die wêreld gehad. Waar begin die vers? Dit begin by God se liefde. En omdat hy lief het, gee hy sy seun. Die kruis het nie die Vader se hart verander nie. Die kruis het die Vader se hart kom wys. En miskien is dit presies wat sommige vandag moet hoor. Wanneer jou hart weer begin wonder, hoe voel God oor my? Moenie eerstens na jou gevoelens kyk. Moenie na jou prestasie en die omstandighede kyk nie. Kyk na die kruis. Want hier het God vir altyd sy hart vir jou en my kom wys. En dan begin Paulus se gebed in Efesiërs 3 vir ons sin maak. Hy bid nie, Here, laat hulle harder probeer, of Here, maak ons beter Christene nie. Hy bid aan Efesiërs 3, Here, help ons om te begryp hoe groot die liefde is. Want wanneer jy uiteindelik ophou om na die blom te kyk, en begin kyk na die kruis, verander iets. Hoor nou hierdie woorde in Efesiërs 3. Paulus sê, ek bid, sodat julle saam met al die gelowiges in staat kan wees om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus is, en sy liefde ken wat alle kennis oortref. Paulus bid nie, Vader, hê mense meer lief. Hy bid ook nie, julle mag julle God meer lief hê nie. Dit is goeie gebede van ons kant af, maar hy bid dat ons sal begryp hoe lief God ons reeds het. Dis nogal merkwaardig, want Paulus skryf hier nie vir mense wat nie glo nie. Hy skryf vir Christene, hy skryf vir mense wat Jesus volg en hom ken. En tog bid hy, Here, help hulle om die liefde te begryp. Hoekom? Want omdat jy iets met jou kop kan weet, dat dit sonder dat dit jou hart kan bereik. So ek dink baie van ons ken Johannes 3 vers 16 uit ons kop uit. Jy ken dalk Romeine 5. En jy kan maklik sê, ja, God het my lief. Maar daar is 'n groot verskil tussen om te weet God het jou lief en om elke dag vanuit daardie liefde te leef. Hierdie selfde Wayne Jacobson vertel 'n storie. Hy sê hy was eendag op 'n vliegtuig gewees en langs hom het daar 'n man gesit. En natuurlik het hulle aan die praat geraak en die man vra toe vir Wayne, so what do you do? En Wayne sê, jong, as ek moet sê, ek help mense om te verstaan hoe Jesus graag wil hê hulle moet leef.
En die man het onmiddellik ongemaklik geraak en vir hom gesê, en hy wil maar net vir hom sê, hy is 'n ateïs, en hy glo nou nie regtig hierdie stories oor God nie. En Wayne het toe maar gestop, en oor allerlei ander dinge begin gesels. En na 'n rukkie het elkeen begin lees, en besig geraak met hulle eie ding. En ewe skielik het hierdie ateïs gestop, en hy het na Wayne gekyk, en hy sê vir hom, "Can I tell you what I think Jesus taught us to do?" En Wayne sê, dis altyd vir hom interessant hoe mense wat nie in God glo nie, of wat sê hulle is ateïste, vir ander wil sê, wat God graag wil hê hulle moet doen. Maar Wayne sê, hy sê, ja, please tell me, what do you think Jesus taught us? En hierdie ateïs sê hierdie volgende woorde, hy sê, I think Jesus taught us that we have a Father that loves us more than we will ever know. And once we get this, we will start treating each other better. Wat 'n antwoord van 'n ateïs, en dis jy so Wayne Jacobson kyk na hierdie ou en hy sê, I don't get it, why are you an atheist? Hy sê ek het nog die evangelie nog nooit so mooi gehoor, soos wat jy dit nou net gesê het nie. En toe sê hierdie ou, it is just because I have never seen it. Ek het nog nie gesien hoe mense leef wat regtig glo hoe lief die Vader hulle het nie. Wonder of daai antwoord jou nie ook laat dink nie. Want miskien is dit presies waarvoor Paulus bid. Nie nog kennis nie, nie vir skuldgevoel nie, nie vir nog 'n lys van dinge wat mense moet doen nie, maar dat die waarheid van die kruis uiteindelik ons harte sal bereik. En weet julle wat gebeur wanneer dit gebeur? Dan begin jou hart reageer op God. Julle ken hierdie woorde in 1 Johannes 4, dit sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Omdat. Dis daarom 'n woord wat dinge verander. Ons aanbid nie om God se liefde te verdien nie. Ons aanbid nie sodat hy nader aan ons sal voel nie. Ons aanbid omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek dink ons verstaan aanbidding soms verkeerd. Ons dink aanbidding begin wanneer ek besluit om God lief te hê. Maar die evangelie vertel die storie anders. Die evangelie sê, die Vader het jou eerste lief gehad. En die kruis is die bewys daarvan. En wanneer daardie waarheid uiteindelik in jou hart kom leef, dan begin jy reageer op God. En die Bybel het 'n woord vir hierdie reaksie. En noem dit aanbidding. En nou begin daardie eenvoudige sin waarmee ons vroeër begin het, sin maak. Waar jy kyk, bepaal hoe jy die Vader beleef. As jy na jou omstandighede kyk, sal jy altyd wonder. Maar as jy na die kruis kyk, sal jy ontdek hoe God regtig oor jou voel. En wanneer dit my hart bereik, dan verander alles. Ek wonder hoeveel van ons besef vandag, ek het eintlik vir baie jare na die verkeerde plek gekyk. Ek het na omstandighede gekyk. Ek het gekyk na my mislukkings, my ongehoorsaamheid, my gevoelens, en ek het elke dag probeer uitwerk, hoe voel God vandag oor my? Maar vandag ontdek ons iets. Die Vader het sy antwoord gegee. Hy het die kruis gegee en hy sê, hier is my antwoord. Daarom kan Paulus aan die einde van Romeine 8 skryf, ek is daarvan oortuig dat niks ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Paulus sê nie, ek hoop dit is so nie. Hy sê nie, vandag was 'n goeie dag, so ek kan vir julle sê, dis die waarheid nie. Hy sê, ek is hiervan oortuig. Hoekom? Want Paulus kyk nie na sy omstandighede om God se liefde vir hom te meet nie. Hy kyk na Jesus en hy kyk na die kruis. En ek wonder of dit nie die ritme is wat ons harte nodig het. Nie om elke dag nuwe bewyse van God se liefde te soek nie, maar te kyk na die bewys wat reeds gegee is, om elke dag terug te keer na die kruis. Want die kruis is nie die rede waarom die Vader jou liefhet nie, die kruis is die grootste bewys van sy liefde vir jou. So daarom wil ek jou hierdie week nie vra om harder te probeer, ek wil jou nie vra om meer te doen, of klomp goeders in plek te sit nie. Ek wil jou vra om 'n eenvoudige gebed te bid hierdie week. Net dit, Vader, wys my hoe lief U my het, en help my om daarop te reageer. Dis reg al, elke oggend. Nie omdat God vandag besluit het of hy jou gaan lief hê of nie, maar omdat ons harte so maklik weer begin wegdryf. En daarom het ons ritmes nodig, wat ons terugbring na sy liefde toe. Hierdie blom het amper geen blomblare meer oor nie. En dit is soos jou omstandighede, dit verander.
jou gevoelens verander, jou suksesse verander, jou mislukkings verander. Maar as jy na die kruis kyk, dit verander nooit nie. En daarom, wanneer jy môre wakker word, of wanneer Dinsdag swaar gaan raak, en wanneer Woensdag dit vir jou voel of geen gebed beantwoord is nie, en wanneer Donderdag jou hart weer laat begin wonder hoe die Vader oor jou voel, onthou net hierdie een vraag: waar kyk jy? Want waar jy kyk, bepaal hoe jy die Vader beleef. En wanneer jy begin leef vanuit die sekerheid van sy liefde vir jou, wanneer die waarheid van die kruis jou hart bereik, dan begin jou hart reageer op hierdie waarheid van die kruis. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En Johannes gee vir daardie reaksie 'n naam. Hy noem dit liefde. En ek dink ons reeks gee vir daardie antwoord ook 'n naam. Ons sê, dit is aanbidding. En daarom wil ek vir jou nie vra om hierdie week harder te probeer aanbid nie. Ek wil jou vra om die Vader beter te leer ken. Want waar jy kyk, bepaal hoe jy die Vader beleef. En hoe jy die Vader beleef, bepaal jou aanbidding. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie, ek weet dit is 'n ou waarheid, maar dit is regtig sodat ons harte dit so vinnig vergeet. Ons omstandighede skree vir ons baie keer harder as die kruis en die lewe van Jesus. So mag elkeen van ons vandag maar net weer opnuut oortuig word van hoe hy oor ons voel, van hoe lief hy ons het, van wat hy als gedoen het om ons te kom red, om ons heel te maak, om ons terug te bring. Dankie dat Johannes, hierdie disipel wat saam met hy gewandel het, vir ons hierdie waarheid leer. Kyk hoe lief het die Vader julle gehad. Hy noem julle sy kinders. Mag ons die vreugde ervaar van om seker te wees, ons het 'n Vader wat ons diep en innig lief het. Mag dit ons regtig tref, want dan sal ons anders te kan optree in hierdie wêreld. In Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.